Dit is my lekker om almal te sien. Vir die laaste kwartaal, dis 'n vinnige, besige kwartaal. Ek hoop julle is almal reg. Baie sterkte ook. As die matrieks vanaand is, ek het so 'n paar gesien, baie sterkte. Julle het nog 'n eindeksamen wat voorlê, maar ons weet sommer dit sal baie goed gaan met julle. Baie welkom ook as jy aanlyn inskakel vanaand. Ons glo julle gaan 'n goeie aand saam met ons hê. Tans is ons besig met die reeks My Playlist. Nou vanaand se tema is Bad Habits. Ons gaan hom nou daar op die bord kry. So ek dink julle kan al klaar weet wat gaan die sang wees wat gespeel word. So ons is baie opgewonde oor ons tema vanaand. Dan volgende Sondag is ons tema My Lewe, My Keuses. En die sang is It's My Life. Ons gaan hom nou, daar sê, It's My Life. Dominee Janine gaan lekker met ons kuier, maar dan gaan Elismia by ons inskakel en sy gaan met julle gesels oor die pros en die cons van 'n gap jaar. Nou ek weet baie keer van julle daar is party wat saamstem en ander wat nie saamstem daarmee nie. So kom luister gerus wat Elismia vir ons gaan vertel daaroor. Ek dink miskien sal dit vir julle baie van julle dalk jou keuse makliker maak. Die ouers kan saamkom luister. As julle vriendinne het van ander skole of ander kerke, kan julle hulle gerus nooi. Ek dink dit gaan 'n baie interessante tema wees. Julle is almal baie welkom. Dan net vinnig die week se afkondigings. Môre aand is dit weer die lidmaatskap 101. Ons het nog 2 maande aande oor. Ons gesels oor, is jy 'n fan of is jy 'n follower van Jesus? So julle is welkom om by ons aan te sluit. Dis 6:30 in die gebedskamer. En dan Dinsdagoggend 9:00 is weer ons woordgesprek, ons vroue Bybelstudie. Julle vrouens is welkom daar ook. Ons is besig met die boek Rigters. Julle kan lekker saam met ons aansluit in die moederskamer. En dan laastens Dinsdag aand kom die blues bymekaar. Dan ons eie Tersia Vos, sy kom gesels met ons oor snellers in my lewe. Dit is ook hier by die kerk in die gebedskamer van 6 tot 8 kuier hulle saam. Julle kan dalk net vir so wie het laat weet. Baie dankie en ons hoop julle het almal 'n goeie week. Hallo julle, baie welkom terug na 'n lekker rustyd en ek hoop dat julle almal hierdie week, hierdie kort weekie lekker goed uitgerus het en reg is vir die laaste kwartaal van die jaar. Nou net toe praat ons so oor die Kersfeesdiens en ek sê vir Dominee Johnny, ek kan amper nie eens dink ons praat al van Kersfees nie, dit voel nogal regtig onwerklik. Maar voordat ons begin die aand afskop, kom ons staan en groet jy, want julle het mekaar seker nou 'n bietjie rukkie terug gesien. So dan groet jy gou so 3-4 mense om jou en dan kan julle sommer bly staan en bid ek gou vir ons. Ag Here, ek wil sommer net vir U kom dankie sê ook dat ons almal vanaand hier bymekaar kan wees, Here. En ag, dit is my hartklop vir vanaand dat U elkeen so bewus sal wees dat ons nie net nou deur emotions sal gaan van kerk nie, Jesus, maar dat ons sal bewus wees van die feit dat ons hier staan op hierdie oomblik, op hierdie dag en datum en tyd en dat U elke persoon wat hier is vanaand geroep het, want daar's iets wat hulle moet huis toe vat vanaand. En daar's iets wat U vir hulle elkeen beplan vanaand. En ek bid ook dat ons meer met 'n verwagting kerk toe sal kom, Jesus, om te kan kom sien, nee, maar wat kan ek leer en meer as dit, wat kan ek dan uitvat terug huis toe om ander mense se lewens te gaan verryk. So Jesus, ek wil bid dat wanneer ons sing en wanneer ons die woord hoor, dat dit regtig op vrugbare grond sal val en dat dit regtig deel van ons sal word, Jesus, dat ons dit nie net sal hoor nie, maar dat ons dit sal gaan lewe. En dat wanneer ons die liedjies sing, Jesus, dat U ons sal wegsteek wat U voor staan en dat die mense U sal ervaar, Jesus, dat ons iets van U sal kom raak hoor of raak voel of raak sien, want U is so goed en U is alomteenwoordig, Jesus, en U het so 'n behoefte in die hart dat ons U in alle aspekte moet leer ken in die volheid. En Jesus, ek bid ook dat soos wat U volheid aan ons openbaar, dat ons dan in ons volle being U sal kom aanbid vanaand, Jesus, van ons tone tot die bo by ons koppe, Jesus, dat ons hele mens wees, dat ons in waarheid en in gees en in unity U sal kom aanbid vanaand, Jesus. Dankie dat ons die voorreg het om dit so vrylik te kan doen. In Jesus se naam alleen. Amen.
Blessed be your name in the land that is plentiful, where your streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in the desert place. Though I walk through the wilderness, blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name when the sun's shining down on me, when the world's all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name on the road marked with suffering, though there's pain in the offering. Blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Who am I that the highest King would welcome me? I was lost, but he brought me in. Oh, his love for me. Oh, his love for me. Who the sun sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. Free at last, he has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, he died for me. Who the sun sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against
the sun sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. Ag Jesus, dankie dat ons vanaand sommer hierdie woorde kan bely, dat ons kan bely dat in U huis is ons U kind, Jesus. Ag en ek wil sommer jou nooi vanaand om wanneer ons hierdie liedjie, volgende liedjie sing, is so 'n ou liedjie en maar het sulke diep woorde en sulke powerful woorde. En wanneer ons dit sing, wil ek jou weer terugvat na daai keer toe jy verlore was en jy regtig net amazing grace nodig gehad het. En dan het ons gebid daar agter toe deel ek met hulle, ek weet dit is nie maklik om hier te kan staan en van God se liefde te bely en te sing daarvan as jy nie in daai oomblik in seisoen van jou lewe is waar dit taaf is nie. En dalk is jy vanaand in daai seisoen waar jy nie regtig, jy hoor hierdie liedjies en goeters, maar jy kan nie regtig dit glo wat jy sing nie. Maar ek wil vanaand jou encourage en vir jou sê dat wanneer jy op jou laagste is en jou swakste, sê die woord, is God op sy sterkste. En is daai amazing grace wat jy soms net hoef te sê, Here, ek kan nou nie meer nie, maar ek het nou net U genade nodig. Net dit is wat my nou deur gaan trek. So dalk wil jy daar op jou plek waar jy is sit en dalk die Bybel oop lees of maak en jou gunsteling versie lees of iets wat jy altyd dra of dalk wil jy net luister, dalk wil jy saam sing, maar ek wil jou regtig nooi dat daai plek waar jy nou is, dat dit 'n plek van aanbidding sal wees en dat jy regtig net sal besef hoe lief God jou het en dat hy jou nooit sal los nie en dat hy sê, maak nie saak wat nie, ek is daar vir jou, kom sit jou las hier, kom bring dit vir my, ek sal dit vat, ek kan dit dra, want jy hoef dit nie te doen nie. En dis daai amazing grace ook, wat hy vir ons gee. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious then that grace appeared, the hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares, we have already come. 'Twas grace that brought us safe thus far, and grace will lead us home. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've learned
the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Gaan jy sommer net so 'n minuut of 2 gee om net so 'n bietjie met die Here te gesels en voordat ons die laaste liedjie sing. Dalk het jy ietsie op jou hart volgende wat jy met of vanaand wat jy net vir hom wil deel en dat jy dit dalk net vir hom sal sê en ja, dat jy vanaand hierdie liefdeslied vir hom kan sing. Ek het al met julle my testimony geshare oor hierdie liedjie en dat jy vanaand dieselfde kan voel en ook vir hom hierdie liedjie kan bring. Meer as 'n lied oor ons lippe, meer as wat woorde kan bring, sing harte verlief op die koning in verwondering. Hy is die prins van die eeuwe, gesalf uit die beker van vreugde. Kom o koning en luister na ons liefdes woorde. Mooier as die mooiste mooi, held van al ons drome. Genade stort oor liberheid en virus in die oë van die liefde brand al sterker vir die bruid wat U begeer. Voor U ons mooiste mooi buig U beminde neer. Meer as 'n lied oor ons lippe, meer as wat woorde kan bring, sing harte verlief op die koning in verwondering. Hy is die prins van die eeuwe, gesalf uit die beker van vreugde. Kom o koning en luister na ons liefdes woorde. Mooier as die mooiste mooi, held van al ons drome. Genade stort oor liberheid en virus in die oë van die liefde brand al sterker vir die bruid wat U begeer. Voor U ons mooiste mooi buig U beminde neer. Want U is mooier as die mooiste mooi. Want U is mooier as die mooiste mooi, held van al ons drome. Genade stort oor liberheid en virus in die oë, want die liefde brand al sterker vir die bruid wat U begeer. Voor U ons mooiste mooi buig U beminde neer. Ag Here, dankie net dat ons U naam kon aanbid en dankie dat ons kan weet dat wanneer ons saam sing kom change U iets binne in ons Here en soos wat U weet nou gesê het, dit maak kettinge los Jesus en
En dit bring healing en dit bring verlossing, Jesus. En dankie dat ons dit net kan doen en kan deel, Here. Ons is lief vir U. En ons seën ook nou die woord wat gebring gaan word, Here. Amen. Dankie, julle kan sit. Dis dalk vir my en vir jou 'n vreemde gedagte om te dink dat God buig. Dis wat ons in die laaste lied gesing het en dink vir 'n oomblik, as jy weet dis jou heel laaste aand, jou heel laaste aand op hierdie aarde, saam met die mense wat vir jou baie kosbaar is en wat saam met jou op die pad gekom het, wat sou jy doen of wat sou jy sê op jou heel laaste aand, jou famous last words? En dis wanneer Jesus dan in 'n bovertrek saam met sy disippels sit en hy buig. Hy gaan op sy knieë neer en hy was voete. En daarna staan hy die nagmaal en daarna word hy gevange geneem en die dag daarna word hy gekruisig. So dis 'n baie mooi moment om te kan sing dat, alhoewel dit vreemd klink, dat God, jou skepper en jou maker en jou oorsprong en jou oorsaak, buig. En daarom sê ons baie keer, wanneer ons dan met mekaar kom in 'n byeenkoms soos die, dan buig God na die mens toe. Want dit is sy wese. God kom ontmoet ons waar ons is. Maar dan met die groot verwagting dat hy vir my en vir jou na hom toe sal buig en dat eenwording sal gebeur. Dankie dat julle vir ons dit so maklik kon maak. Haal gou vir my jou foon uit. Ek dink die meeste van julle sou hom dalk gebring het. Vir party van julle is dit glad nie vreemd om te dink, waar is my foon? En hy is in jou hand. Vat hom met die verkeerde hand. Die verkeerde hand is die hand wat jy nie gewoonlik mee tik nie. En dan maak jy sommer notes oop of WhatsApp, jy gaan dit dalk nie stuur nie, so moenie bang wees nie, net daar iewers waar jy kan tik. Maar vat jy verkeerde hand, en dan baie vinnig gaan tik jy net gou daar. Vanaand is 'n heerlike aand by Tuine. Ek hoor ek is geseënd. Vanaand is 'n heerlike aand by Tuine. Ek hoor ek is geseënd. So jy seker klaar. Ons praat vanaand oor gewoontes. En nou, Eddie het gesing Bad Habits. Ek wil nie vanaand regtig praat oor bad habits nie, maar in 2022 een van die most favorite hits. Kom ons kyk maar net so na 'n stukkie van hom. Dit is eintlik nie 'n baie mooi video nie, maar dis 'n habit. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad habits lead to late nights, sitting alone, conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use, or do my bad habits lead to white eyes staring into space, and I know I lose control of the things that I say. Yeah, I was looking for a way out, now I can't escape. Nothing happens after two. It's true, my bad habits lead to you. Looking for a way, but I can't escape. Ek dink dis wat gewoontes doen. Dis eintlik maar ek dink ons is besig met 'n reeks, die van julle wat dalk nou nie elke week saam met ons kuier nie, met die tema My Playlist. En die gedagte is maar net om liedjies te vat wat ons elke dag hoor, wat oral net geluister word, maar net te gaan vra, maar wat sou die dieper betekenis wees en wat sou 'n geloofsbril wees waarmee ons kyk na so
so 'n skepping. Want iemand het tog 'n plan gehad toe hy die lied geskryf het, met die lirieke daarbey en getoon het op 'n stadium. So ons praat oor gewoontes vanaand en jy weet wat is gewoontes, om met jou verkeerde hand vanaand jou foon te vas te gehou het en daar iets te probeer teks het was vir jou moontlik, want dit is 'n gewoonte waaraan jy gewoond is, maar jy het dit nie so goed gedoen en so maklik gedoen soos wat jy dit met jou ander hand sou doen nie. En baie keer het baie van ons al hierdie ding beleef, nê, dat jy breek dalk 'n vinger of die een hand is in gips, paar van julle is deur dit onlangs, en dan moet jy ewe skielik dinge net anders doen. As jy vir 'n oomblik net weer dink, nê, toe jy baie klein was en jy moes begin het om 'n skoenveter vas te maak, of jou pa en ma het jou geleer. Jy moes baie mooi dink, hoe doen ek hierdie oefening? En later het daai oefening en die bewuslike aandag wat jy daaraan gegee het, 'n gewoonte geword. En die van julle wat dalk nou vanaand veters aan het, aan jou skoene, of dalk op 'n stadium, jy dink nie meer nie. Dit is 'n gewoonte wat gevestig is. Of om jou foon te vat en te teks, of om jou, ek meen, baie min van julle dink nog, hoe borsel mens tande? Ek hoop jy doen dit nog, maar jy dink nie meer oor hoe mens, watter kant toe draai mens nou weer oop, en watter kant toe is die proppie af, en hoe druk mens, jy weet jy moet agterdruk, nê? En dit is gewoontes. So wat is gewoontes? As ons net vinnig kyk, as ek sommer net 'n teksboek definisie kan gee, hy's op die skerm. A habit is a settled or regular tendency of practice, especially one that is hard to give up. En dan my eie definisie wat ek sommer net geskryf het, gewoontes is die keuse. Die keuse wat jy maak om iets te herhaal en te bly herhaal, sodat 'n lewenswyse gevestig kan word wat as jou menswees en karakter geëien kan word. Dit is nou baie lank en breedvoerig geskryf, maar die gedagte van is iets wat jy een keer doen en toe weer gedoen het, maar jy het dit doelbewus gedoen, jy het gekies, daar was 'n intentionele handeling in dit. Dit was nie net lekker nie, jy moes daarvoor kies. Daar's 'n verskil om te kan sê, ek doen iets want ek is daarvoor lus, en ek doen iets want is die regte of die beste vir my. Soos wanneer jy in 'n restaurant sit met 'n menu oop vir jou, nê. Jy kan nie wat jy kan, ek is geneig daarvan om te sê, waarvoor is ek lus, in plaas daarvan, wat is goed vir my. Maar net so werk gewoontes dan om te gaan sê, wat is die dinge wat ek kies, wat goed is vir my. En as ek dit begin herhaal, raak dit 'n lewenswyse, want 'n dag word 'n maand, en 'n maand word 'n jaar, en 'n jaar word 'n lewe. En so word dit dan iets van wie my karakter is. En die oomblik as ek oor karakter moet praat, of oor gewoontes, hierdie baie ou verhaaltjie wat ek oor en oral vertel en gehoor het, en jy waarskynlik ook, maar net om die konteks net weer mooi te dek vanaand, van hierdie Noord-Amerikaanse Indiaan wat mos teen die kraans geloop het, en toe kom hy af op hierdie eier. En dit was 'n kondor eier, nê. Die grootste arend wat jy kry daar in die westelike dele van Amerika, met 'n vlerkspan van tot 2 meter, en hy het die eier gevat, die kondor eier, en tussen die hoenders in die hoenderhok gaan sit. En hierdie verhaaltjie word vertel oor die tragiese realiteit, die geweldige hartseer as potensiaal wat daar is, nie vervul word nie. Want dan loop die storie net bloot so, dat daar toe 'n arendjie gebore word. Daar, want hy is toe nog maar gebroei deur 'n hen, 'n hoenderhen, en daardie arendjie nou maar groot geword, en maar gepik en gedoen wat die ander hoendertjies doen, en miskien dalk opgekyk, dalk ander groot voëls gesien wat daar teen die kraans vlieg. En die storie, die aanvanklike storie, sê net bloot, hy het uitgeword en hy het saam by die hoenders doodgegaan. En nou voel nie een van ons lekker oor die storie nie. Sê, no way, dit kan ons nie wees nie. Hier is nou nie 'n storie wat nou eintlik ons aandag trek nie, want ons wens tog net eintlik daar sou iets anders gebeur het nie, en daarom het mense, as jy dit gaan Google, die storie van die kondor eier, daar's klomp ander verhale wat ek dink na die tyd geskryf is, waar ons gesê het, nee, daar moet 'n beter einde wees. Wat kon gebeur het? Daar kon dalk 'n ander arend net so buite die hok kom sit het, en hulle kon mekaar gesien het, so 'n bietjie van 'n oogknip. En die ander arend het gesê, kom arend maatjie, ons moet gaan. En hy het gevlieg, en hierheen het sy vlerke en daar het iets gebeur.
Of die ander verhaal wat baie keer saam met dit vertel word, dat hierdie kondor kyk en klein arendjie daar tussen die hoenders gepik het en die tweede dag toe daar 'n roep uit die hemel uitkom. Toe daar hierdie arend skreeu van bo af kom. Toe resoneer dit net in sy hart en hy sê, ek is nie 'n hoender nie. Ek is 'n kondor. Vir my is daar meer. En dat hy dan toe nou deel geword het van 'n groot arend familie of hoe ook al. So dit is die gedagte wat ek vanaand met julle wil deel om te kan sê, hoekom praat ons oor gewoontes? Want dit gaan oor potensiaal. Dit gaan oor jy wat uitkom by jou lewensdoel. En jou lewensdoel, hoor mooi, is gesetel in jou wese, in wat jy is, in jou being. Daai arend was 'n arend. Dit was gegewe in sy biologie of in sy fisiologie of in sy genetika dat hy 'n arend is, maar wat het hom 'n hoender gehou? Sy habits, sy gewoontes. So dat daar in jou opgesluit is om God se droom te kom leef en dat jy deur God geseën word sodat jy 'n seën vir ander mense kan wees. Dis nie 'n kwessie nie. En die vraag is, hoe kry ek en jy dit reg? Hoe lyk die gewoontes en die praktyk van jou lewe? Hoe lyk jou operasionele wese? Hoe lyk jou opstaan, jou middag en jou gaan slaap? Want dit gaan bepaal of jy daarby kan uitkom. Nie die feit of God hy het. Hoe lyk jy habit? Hoe lyk jy daaroor? Paulus skryf baie hieroor en ek sê dit maar, jy kan die Hebreërsbrief gaan lees. Die Hebreërsbrief is 'n brief wat geweldig skryf oor mense wat dalk net hulle roeping gaan mis. Maar ek gaan nou na Timoteus toe, want Paulus skryf vir sy jong vriend Timoteus. En hy sê vir hom, if you put these things before the brothers, you will be a good servant of Christ Jesus, being trained in the words of the faith and of the good doctrine that you have followed. Have nothing to do with irrelevant, silly myths. Rather, train yourself for godliness. For while bodily training is of some value, godliness is of value in every way, as it holds promise for the present life and also for the life to come. Oefen jouself in God gelukkigsaligheid, is die ou vertaling. Oefen jouself, die nuwe vertaling sê, of die 83 vertaling sê, oefen om jou in toewyding aan God te leef. Train, nie traai nie. Daar was nou so 8, 9 mense, die 9de een sit hier in die kerk, 8 mense wat so na Augustus my gesê het, asseblief, ek wil gaan Comrades hardloop volgende jaar, help my. Is 'n klomp van julle wat CrossFit doen, wat hier sit. Julle weet, traai gaan nie werk nie. Kom ek stel dit andersom. Elke liewe persoon, as ek praat nou maar net, want dit is vir my bekend, elke mens wat hier sit, ek dink nie ek het een gesien wat ek kan uittel nie. Elke ene van julle wat hier sit, kan. As dit dan nou nie 2023 is nie, as jy nou bo 18 is, as dit nie 2023 is nie, jy kan dan ten minste in 2024 die Comrades gaan doen. Jy kan. Ek beloof jou, ek sal vir jou kan waarborg, as jy die habits het. As jy môre bietjie begin, en môre draf jy net om die bed, en oormôre volgende week dalk net om die huis, en November dan sê ons vir mekaar, okay, ons gaan om die blok probeer. Ek beloof jou en ek waarborg dit vir jou, met oefen, training, is dit moontlik. Traai gaan nie werk nie. Jy kan eers sê, nee, ek gaan dit môre doen. Of weet jy wat, nee, ek is 'n ou, kyk, as ek 'n ding doen, nee, dan doen ek dit ordentlik, en ek's 'n vasbyter. So ek's jammer, vasbyt en pogings en intensie is bitter belangrik, maar dit gaan nie daar kry nie, as jy nie die oefeninge doen, wat jy moet doen nie, want habits en gewoontes, jy kan baie daaroor gaan lees, is nie iets wat klein is nie, maar dit het 'n akkumulerende, hoor mooi, of 'n eksponensiële komponent in dit, dat gewoontes bou en kan iets geweldigs groot raak. Ek het laas jaar so by 2 laerskole bietjie gekuier en gesels oor die een boek wat ek laas jaar die tyd gelees het, Atomic Habits. James Clear, jy kan baie van sy goedjies kan gaan kyk op YouTube. Praat hy van die mooi ding van aggregation of marginal gains. Hy sê, as jy klomp klein goedjies net reg doen, besef jy nie wat gaan die impak wees aan die einde nie. Hy sê, as jy elke dag, hoor mooi,
As jy elke dag 1% verbeter, 100ste verbeter, hoor mooi, jy kan die wiskunde gaan doen, dan gaan jy aan die einde van die jaar 37 keer beter wees in daai bepaalde komponent wat jy oefen. En nou gebruik hy 'n voorbeeld sommer net van iemand wat in 2003 die bestuurder word van die Britse fietsryspan, en hy kyk so na die span en hy kom agter in die 100 jaar se bestaan van Britse fietsry, het hulle 1 wêreldmedalje gekry, 1. Hulle het nog nooit eers geëindig op die top 10 van die Tour de France nie. En hy begin met hierdie ding en hy gaan leer ook by ander spanne, wat is die klein goedjies wat hulle reg doen? Maar hy gaan nog verder. Hy sê, het gaan nie net oor die klere nie, hy begin ekstra, hy gaan kyk, wat is daai 1% goedjies wat hy kan bysit? Hulle gaan en hulle eksperimenteer met die tipe olie waarmee hulle masseerwerk doen. Hulle gaan doen intense navorsing oor die matrasse waarop hulle kan slaap en op kussings waarop hulle moet slaap om die beste nagrus te kry. Hulle gaan doen navorsing oor hulle kry 'n dokter in. Ek neem aan dokters behoort iets daarvan te weet, maar ander ons dalk ook om vir 'n hele maand lank by hulle te kom bly en net vir hulle te kan leer hoe lyk goeie higiëne. So dat hierdie ouens nie kan siek word nie, dat hulle hande ordentlik kan was en dat hulle gesond kan bly. Hulle verf die binnekant van die vragmotor, die trok waarin die fietsse gepak word, spierwit. Sodat elke greintjie detailstukkie stof wat iewers dalk kan lê raak gesien kan word. Die ete, planne, elke stukkie 10 jaar later. In 10 jaar van junior, senior, baan, cross country, mountain bike, elke tipe, wen hulle, hoor mooi, in 10 jaar nog, van die eerste een af, nog 168 wêreldtitelmedaljes. En toe die navorsing gedoen is, vir die laaste 5 jaar, het hy 4 Tour de France wenners opgelewer. Praat hy van the aggregation of marginal gain. So ek hoop, jy verstaan iets van die waarde van gewoontes. Al is dit 1% hier. Ek meen, as jy nou besluit, jy gaan môre gym toe. Baie van julle doen dit, maar baie van julle sê, ek gaan môre die gym toe. Jy sal gaan, en jy sal vir 'n uur lank gaan oefen. As jy terugkom, jy gaan nie 'n verskil sien. Jy dink so, jy voel so 'n bietjie opgepomp en jy kyk na daai aardjies. Daai een oefening is goed, maar daai een oefening gaan vir jou nêrens bring nie. 2 dae, ja, jammer, maar nog nie. 'n week lank, ek weet, ek is ook nie seker fisiologies nie, maar doen vir 'n maand lank daardie oefening. Ek lees hierdie week iemand wat sal sê, hoor gou hierdie ding, praat weer van eksponensiële groei. As iemand, hier is dalk ouens wat baie goed kan golf speel, so dink vir 'n oomblik, iemand nooi jou en sê, ons gaan golf speel, maar ons speel elke bytjie vir geld. Help my gou. Op die eerste bytjie speel ons vir 1 sent. Sal jy speel? Ja, al speel jy nie goed nie. Wat is 'n sent? Ek meen, jy kry nie eers so min stuk nie. Maar dan, wat ons dan doen, op elke bytjie verdubbel ons net die waarde van die bytjie se waarde. Met ander woorde, as die eerste bytjie my 1 sent is en jou 1 sent is, dan speel ons vir 2 sent. So, wat gaan gebeur op die tweede bytjie? Ons gaan speel vir? Dankie vir die wiskunde, ek hoop julle het die habit van tafels aangeleer toe julle klein was, 4. En op die derde bytjie speel ons dan vir, as jy net vir ons die volgende skyfie opsit. So die derde bytjie gee ek 4 sent en jy gee 4 sent. So as jy nou so kyk daarso, wie van julle sal sê ek het te min geld om te speel? Miskien 'n paar onderwysers, maar die res van julle sê nee, jy het R2.64 op die 9de. Ek is seker ek het dit dalk iewers. Maar kyk hoe werk eksponensiële groei. Dink mooi of jy hierdie waagstuk wil doen, want op die 18de gat gaan jy speel vir, doen gou die wiskunde, sit hom maar op die 18de gat gaan ons speel vir R1.259 en 52 sent uit jou sak uit en uit die partner se sak uit. Dis baie geld. So nou moet jy mooi begin dink of hierdie golfspel vir jou gaan werk. Maar net om vir julle die beginsel te verduidelik dat as jy elke bytjie net verdubbel, en dis hoe gewoontes werk, want gewoontes is aanvanklik moeilik, maar as jy klein begin, bou dit op. Die gedagte en die tema van habits,
hoop ek het jy gekoop. Ek hoop jy hoor my. My laaste derde wil ek graag vanaand vir jou vra nou, waaroor praat ons? As ons sê, ons het geloofsgewoontes. Wat is dit wat ek moet vestig? Kom ons kom terug na ons Noord-Indiaanse storie. Die arend is 'n arend. Die gewoonte moet bykom om dit 'n realiteit te maak. Maak dit sin? Die arend is 'n arend, maar hy kan soos 'n hoender lyk en soos 'n hoender optree. Hy kan pik daar op die grond en geen van sy groot drome of ambisies kan waar word nie. Of hy kan die gewoontes aanleer van 'n arend en vlieg en in die kraanse bly en sy 2 meter vlerkspan gebruik om dit te word wat hy moet wees. So wat kan ek en jy doen? En ek kan nie die preek klaar skryf nie, want jy moet nou gaan. En sê maar, in my geloofsmondering wil God met my ook. Hy wil my, dis die gedagte van God met jou. God wil jou seën, sodat jy 'n seën vir ander kan wees. Dis jou lewensdoel en lewensroeping. God kom nou by Abraham in Genesis 12 en hy sê vir hom, Abraham, trek weg van die plek waar jy nou is, dan gaan jy na 'n ander plek toe en ek sal jou seën. Ek sal by jou wees, ek gaan jou 'n groot nasie maak, sodat jy ook 'n seën vir ander kan wees. Dis presies nog met dieselfde. God sê vir jou, trek weg. Daar waar jy nou is nie 'n goeie plek nie. Al is jy nou, jy dink op 'n great plek, dit is altyd 'n beter plek. Jy kan altyd nog groei. Ek sê altyd, as dit by geloof kom, tree jy nie af nie. Jy kan op 74 of op 84 weet, die volgende jaar kan nog meer groei bring. God is nog nie klaar met jou nie. So die plek waar jy nou is, celebrate dit en sê dankie, maar trek weg van dit af. Daar's nog bietjie hoenderhok daar by jou. So, om bewus te raak van 'n hoenderhok en dit so bietjie te laat gaan, wat moet ek laat gaan? Dat ek in die eerste plek, hoor mooi, kan agterkom ek is geseënd, ek is gebless. As jy nie daar kan begin nie, kan jy dit nie gaan gee nie. So hoor mooi, ek vra weer, watse gewoontes moet jy vestig, of ons kan vra, met watse gewoontes moet jy stop? Sodat jy kan agterkom en kan weet, en seker kan weet, dat ek God se geliefde is, dat ek deur God geseënd is. Weet jy, in die Ou Testament is daar 3 groot gebede. God seën my, God wees by my, God beskerm my. Nie een van daai gebede kom in die Nuwe Testament voor nie. Want Jesus se koms en Jesus se kruisdood en Jesus se opstanding het dit op ingrypende kosmiese terme net gesê, jy is klaar geseënd. Ek is klaar by jou. Jy is klaar beskerm. Dis nie goedjies wat ek en jy hoef te vra nie, dis 'n given. Dis Jesus se heel eerste preek. Geseënd is die wat arm is. Geseënd is die wat afhanklik is. Geseënd is die wat siek is. Geseënd is die wat vervolg word. Hy sluit almal in. Dis nie die koning wat geseënd is. In die Ou Testament was dit so. Die Ou Testament, hy's gesalf met olie. Die koning is geseënd en hier en daar dalk 'n profeet. In die Nuwe Testament kom Jesus en hy sê almal, die ouens daar in die uithoeke, daar in die berge, die siekes, die malaatses, almal geseënd is die wat, en hy gaan haal en hy gooi die net so wyd as moontlik. So ek en jy hoef nie te wonder. Jy is geseënd. You are blessed. So wat 'n gewoonte kan jy aanleer? Jy kan verkeerde gewoontes hê om in 'n hok te bly en te kan sê, wel, ek sien nie raak eintlik die groot lewe wat vir my eintlik buite lê nie. En wat 'n gewoontes kan jy aanleer om miskien daai vlerke so bietjie te begin swaai en te kan sê, maar en ek dink nie hierdie hoender bestaan is vir my nie. So daarom met jouself, ek kan nie vir jou sê wat 'n gewoontes jy moet vestig nie. Maar dit sal iets dalk wees soos dalk tyd, beplanning, agenda. Ek meen, dis nie vir nie dat iemand die ou spreekwoord sal sê, wys my wie is jou vriende en wys my wat se gewoontes het jy en ek sal presies vir jou sê waar jy oor 10 jaar sal wees. Wys my jou vriende en wys my jou gewoontes en ek kan presies vir jou sê waar jy oor 10 jaar gaan wees. Dis nie geheim nie. Want jy's nou mos op 'n koers, jy's op 'n rigting. Kan dit sien. So, wat moet jy doen, hoor mooi, wat moet jy doen om die indikatief, julle ken Afrikaanse taal, indikatief is die stelling, die waarheid dat jy deur God geseënd is,
wat moet jy doen om die indikatief, die waarheid dat jy geseënd is kan own? Stilte, tyd saam met God, tyd saam met Christen mense, is om kerk toe te kom vanaand is 'n great gewoonte, maar wat kan ek nog inbou in my lewe? Maar tegelijkertyd dan, kan ek seker ook kan sê, maar om ja te kan sê, daarvoor moet ek dalk vir ander goed nee sê. Ek het net soveel geld en soveel tyd en soveel energie, as ons miskien wat en hoe, maar kom ons vra ook, dit het dalk met tyd te doen, dit het dalk met energie te doen, dit moet verseker meetbaar wees, dink ek. Ek dink 'n gewoonte, 'n habit, moet getoets kan word, kry ek dit reg? Die gewoonte dat jy geleer het om 'n motor te bestuur. Jy het dit 'n rukkie gevat, en party van julle is nou in daai oefening nou, né? En is in leerlinglisensies, en ander van ons moet vir lisensie gaan, en party van julle sukkel nog, party van julle laat die kar nog nie lekker ry nie. Op 'n stadium is dit 'n baie bewuslike proses. Koppelaar in, eerste rad, iets van blinde kolle, en kar ruk, en jou pa skree op 'n stadium raak daai gewoonte iets wat jy nie oordink nie. Die van julle wat nou al lank bestuur het, vanaand kerk toe gery, jy het nie eens gedink hoe jy hier gekom het nie. Ek hoop jy het jou flikkers aangesit, maar jy het nie eens daaraan gedink nie. Maar jy is getoets, hoor my wat ek probeer sê. Dit was meetbaar, op 'n stadium het iemand langs jou gesê, dit lyk vir my jy kry hierdie ding reg. Daar was dalk later 'n instrukteur wat jou dopgehou het, later het jy 'n toets gaan aflê. Eers teoreties en later ook in praktyk. So dis meetbaar. So jy sê vir jouself sê, waarvoor moet ek begin nee sê? En ek dink kom ons sluit af. Die van julle wat klein groepe toe gaan hierna, in ons jaargroepe, kan ons vanaand ten spyte van dat jy ook voorberei vir ander goed, net hierdie ding vra vanaand. Watse gewoontes, watse gewoontes behoort ek te vestig in my lewe? Om dit te kan doen, waarvoor moet ek nee sê? Want as ander gewoontes wat dit ontneem, as ek pik soos 'n hoender, kom ek nie by daardie droom uit, of by daai gewoonte uit, om te begin vlieg nie. So waarvoor moet ek nee sê? Praat bietjie vanaand in die groepe daaroor, praat in julle vriendekringe, praat in julle verhoudings, waarvoor moet ek en jy en ons begin nee sê? Wat het vir ons nie meer nodig, waarvoor moet ons net sê, die tyd daarvan is nou verby, dit pas nie meer by my nie. Praat baie keer in die opvoedkunde van, in plaas van vir iemand te sê, jy's verkeerd, of vir iemand te sê, net om te sê, stop dit, jy's beter as dit. Stop waarmee jy besig is, jy is beter as dit. Om nie te sê jy mag nie, maar met die indikatief dat jy 'n arend is, met die indikatief dat jy God se kind is, met die indikatief dat jy gebless is deur God, pas hierdie gedrag nie by jou nie. Stop dit net, jy's beter as dit. Waarvoor moet jy nee sê? Waarvoor moet jy ja sê? En gaan praat in die klasse, of in julle groepe, of waar jy ook al kom, hoe kan ons dit gaan meet? If you can't measure something, you can't improve something. Hoe moet ek dit gaan meet? En dan, buddy up. Dis die laaste puntjie wat ek op het. Dit is baie makliker om gewoontes te vestig, as jy dit saam met iemand doen. As ek vir iemand sê, weet jy, ek gaan van nou af probeer om. Kyk, dan is daar iemand wat my aanspreeklik kan hou. Iemand wat saam met my accountable partner is, want ek kan sê, het jy dit toe reg gekry? Maar as ek dit skelmpies doen en nie op my eie probeer, na dag 2 of 3 weet niemand, ek het hierdie voorneme gehad en dan begin ek maar weer met die ou gewoonte. Maar as ek regtig struggle met 'n ding, ek het 'n huidige gewoonte wat nie vir my goed is nie. Goedjies wat ek kyk, of goedjies wat ek doen, of goed waarmee ek my tyd mors, goeders wat vir my eintlik nie 'n goeie mens maak nie. Dan gaan ek vanaand na iemand toe wat ek kan vertrou, vriend of 'n vriendin, of iemand in 'n verhouding, en ek sê, weet jy, help my, ek wil graag met hierdie ding stop. Sal jy by my incheck, Dinsdag of Woensdag, of sommer elke oggend, en vra, hoe vorder ek met hierdie intensie? En weet jy wat, in die plek daarvan wil ek graag hierdie nuwe ding doen. Ek gaan van môreoggend af 10 minute vroeër opstaan. En ek gaan nie my tyd mors met gemors nie, ek gaan begin met 'n dankbaarheidsjoernaal. Ek gaan begin en dink, wat is die 5 goed waaroor ek wil dankie sê vandag? En dat iemand dan kan incheck by my, of kan sê, weet jy wat, sodra jy het gedoen het, WhatsApp vir my bietjie daai 5 goed. So dan word jy môreoggend wakker en is nog 'n bietjie lus om bietjie te lê en slaap. O nee, maar my vriendin of my vriend of my ma of wie ook al, wag vir my om my 5 dankbaarheidspunte vir haar te stuur.
dan moet ek maar regop sit, dan moet ek maar gaan tande borsel en dan moet ek buddy up. Daar's 'n gelowige, 'n gemeenskap, 'n community wat saam met my hierdie ding doen. You can either be the architect of your habits rather than the victim. Jy kan besluit hoe lyk jou gewoontes in plaas daarvan dat jy die slagoffer word van jou gewoontes. Ons het so in die begin van die jaar 'n oggendreeks gehad, ek dink waar die slogan was op 'n stadium. Eers maak jy keuses en dan maak die keuses jou. So Eddie sing van Bad Habits. Dis 'n okay liedjie. Maar hy sing nog die waarheid. Dit hou hom in 'n groef. Dit hou hom op 'n plek waar hy 2 uur die nag wakker lê met oop oë en verkeerde goedjies doen en dink. So gaan kyk na Bad Habits, wees krities oor jou eie bad habits, maar droom saam met God hoe lyk goeie gewoontes. Hoe lyk dit as jy agter jou hoender wêreld en die hoenderhokkie verlaat en probeer vlieg na God se lewensdroom vir jou toe. Kom ons bid. Here, baie dankie dat daar altyd meer is. En dat vandag, alhoewel dit vir ons dalk goed is, die verwagting kan wees dat môre nog beter kan wees. Here, want groei was nog altyd dit wat in die binneste was vir elkeen van ons. So daar waar ons baie keer nog steeds besig is, Here, of ons jonk of oud is met bad habits, met dinge wat ons terughou, met dinge wat droom inhibeer, wat maak dat ons nie uitkom by die dinge wat ons moet doen nie. En of dit baie keer gedagtes is, baie keer is ons met gedagtes besig, met woorde besig, wat ons oor onsself sê en praat. Praat ons onsself heeltyd, dat ons soos hoenders begin lyk en maak. Help ons dat ons u stem sal hoor, dat ons daardie waarheid sal hoor, oor wie ons is. Dankie dat u vir ons sê, ons is geseënd. Ons hoef nie daarvoor te vra nie, ons hoef nie te smeek nie, geseënd is ons. En dat ons dan vanuit daai plek uit ook ander kan gaan seën. Dankie vir u liefde en dankie vir vanaand. Mag hierdie week 'n geseënde week wees en daarmee weet ons maar net u sê 'n lewe wat vol is van u. Waar ons beter kyk en beter leef, groter dinge raak sien as net die aardse goed en waar 'n groot stuk vrede in ons binneste kan kom lê. En waar ons al hoe nader beweeg aan dit wat u met ons wil doen. Help ons met ons gewoontes. U weet wat ons nodig het. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie. Daar's so 1 of 2 jong mense wat dalk vanaand vir die eerste keer hier is. As ek so vinnig gekyk het, as jy nie weet waar is jou groepbespreking nie, dan kry my sommer hier, ek sal jou na jou plekkie toe vat. Daar's lekker koffie. Jy waarskynlik iets die coach ook in die saal. Julle is welkom.